Kom ons staan, dan gaan ons die troon van die Here nader. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie dag ook na U toe kan kom. Here, want U is 'n God van nabyheid. Nie net wanneer dit met ons goed gaan nie, maar ook in tye van nood en hartseer. Here, is U daar. En daarom het ons vrymoedigheid om na U toe te kan kom en vir U te vra dat U in hierdie oomblikke by elkeen sal stil staan en elkeen sal vertroos, elkeen sal versterk. Here, ons dink ook spesiaal aan Tannie Plaatjie in hierdie oomblikke wat U baie nodig het, vir wie dit baie swaar is. En ek vra dat U haar nou in hierdie oomblikke bonatuurlik sal aanraak met die kalmte en die vrede van die Heilige Gees, en dat die krag van die Here in hierdie oomblikke in haar lewe vaardig sal word. Here, en ons eer die Here dat U haar nou vashou, so elkeen van ons wat hier is, Here. Vader, kom word ook verheerlik in ons midde, want aan U kom toe lof en eer en dank en aanbidding, want U is altyd getrou. In Jesus se mooi naam. Amen. Ek wil net weer eens van hierdie geleentheid gebruik maak om namens myself en ons gesin in die gemeente aan elkeen van julle ons medelee te deel en ons hand uit te steek, so altyd vir julle te sê dat ons is saam met julle vandag, maar ook môre totdat die Here ons gaan kom haal. Is wel daar, en as dit vir julle moeilik raak en dinge te veel raak, dan is ons daar om saam met julle hierdie pad te stap. En my gebed is dat ek weet dat die Here sal julle vashou elke oomblik en elke sekonde. Ons gaan so bly staan, dan gaan ons die eerste lied op ons blaadjie sing. Ek dink as jy so 2 keer omblaai, is die Here is my herder, en ons sal hom 2 keer deur sing. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê, en groen my velde, en water verruste, lei hy my heen, maar water verruste, lei hy my heen, baie diep haal hy my, en baie diep haal hy plaas my voete op die ewige grond, en baie diep haal hy my.
Eerstens daaruit Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 19 tot en met vers 21. Sy moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar die mot en die roes verniel en waar die diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar die dief nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dan 2 Korintiërs hoofstuk 5 vanaf vers 1. Hy sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Want om hierdie rede sug ons en verlang ons om met die woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in hierdie tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewende verslind kan word. Maar hy, wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed, en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en deur aanskouing nie, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook die ywer daarop toe, of ons inwoon en of ons uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Tot sover die Here seën sy woord in ons harte. Dit is vandag net soveel as dit vir my 'n voorreg is om Jacqueline se diens te mag waarneem, is dit ook vir my baie hartseer. Maar die woord van die Here sê ons treur nie soos ander wat geen hoop het nie. Want ons weet dat wanneer die Here gaan kom, sal hy die wat in Christus gesterf het eerste opwek, en dan sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die Here tegemoet gaan in die lig. Maar wanneer ek na hierdie gedeeltes kyk, praat die woord van die Here dat dit vir ons baie belangrik is as kinders van die Here om 'n hemelse bankrekening bymekaar te maak terwyl ons hier is. Want dit wat ons hier doen, het 'n ewige impak. En van 'n jong ouderdom af in ons lewens werk ons om materiële dinge bymekaar te maak. Ons werk om meubels te kry, om 'n huis te kry, om 'n kar te kry. En ons sit baie tyd daarin om die lewe vir ons en vir hulle wat in ons lewe is makliker te maak. En dan kom daar 'n dag wat ons dan hierdie lewe uitleef en dit waarvoor ons hele lewe voor gewerk het, beland dan in 'n testament en dan word daar bepaal of 'n persoon ryk gesterf het of arm gesterf het, wanneer daar gekyk word na hierdie boedel en hierdie nalatenskap. Maar nou praat die woord van die Here dat ons nie van ons skatte bymekaar maak op hierdie aarde nie. Hy sê nie ons mag nie vir ons, maar dit wat vir my rykdom is. Hy sê soek eers die koninkryk van God. En wanneer ek na Jacqueline se lewe gaan kyk, woord van die Here sê wanneer die seun van die mens gaan kom, dan sal hy die skape van die bokke skei en hy sal die skape aan sy regterhand sit en die bokke aan sy linkerhand, en dan sal hy vir die aan die regterhand sê kom beerf die koninkryk van die hemele. Want ek was honger en jy het my iets te ete gegee, en ek was dors en jy het my te drinke gegee, en ek was siek en jy het my besoek in die gevangenis en jy was daar. En dan gaan sê, Here, maar wanneer het ons nie ooit so gesien? Sê, so ver as wat jy dit in die geringste van my kinders gedoen het jy dit aan my gedoen. En daarom is duidelik dat dit wat vir God belangrik is vir my ewigheid, word nie gemeet aan aardse rykdom. My hemelse testament
word bepaal deur dit wat ek in haar gehoorsaamheid uitleef as kind van die Here. En wanneer ek vandag na Jacqueline se hemelse testament kyk, in hierdie week en gisteraan terwyl ek met die Here praat hieroor, besef ek dat ons het te doen met 'n miljonair in Christus. Ons het te doen met iemand wat nie noodwendig met die Bybel onder die arm geloof het nie, maar haar lewe, die vrug wat sy gedra het elke mens wat hier is en soveel ander wat nie hier kan wees nie, se lewens beïnvloed en verryk en verfraai en beter gemaak. En dit is hierdie dinge wanneer ons in gehoorsaamheid die vrug van die Here dra in mense se lewens wat vir God belangrik is. Want die woord van Here sê, dit help tog nie, jy deel al jou goeders uit en jy verkoop alles en jy doen alles en jy het nie liefde nie. En as daar een ding is waarin ek weet dat sy geen gebrek het nie, was dit dat sy lief gehad het. En sy het mense lief gehad, en sy het die lewe lief gehad, en sy het God lief gehad. En alles wat sy gedoen het, kon jy die lieflike geur van die Here gesien het. Sy hoef nie noodwendig eers te gesê, sy is 'n kind van die Here nie, maar die vrug in haar lewe het bepaal dat mens kon gesien het, sy het 'n verhouding met 'n lewende God van die hemele. En ek is in hierdie dag bevoorreg om te kan weet dat sy 'n testament, sy 'n hemelse bankrekening bymekaar gemaak, wat beteken dat sy skatryk in die Here gesterf het. Ek praat nie vanmôre net goed nie, maar elkeen wat hier is, wat haar ken, kan dit bevestig, dat sy was werklik ware instrument in die hand van die Here gewees. Sy was die lieflike geur van Jesus Christus gewees onder almal. En die Here alleen is die een wat die eer kon kry vir dit wat hy in haar lewe en deur haar lewe doen. En nou sit ons met 'n testament. 'n Testament wat sy nagelaat het, wat nie 'n aardse testament is nie. Sy het 'n rykdom nagelaat vir elkeen van ons wat hier is. 'n Rykdom wat diewe nie kan vat nie. Dit die voetspore wat sy in my lewe en jou lewe gelos het, deur die Gees van die Here, deur die Here wat in haar lewe is, kan niemand ooit wegvat nie. Aardse goeders kan verbygaan, 'n aardse testament kan gespandeer word, maar die vrug wat sy in ons lewe gedra het, is 'n vrug wat vir ewig sal bly. En as daar een ding is in my eie lewe wat ek vandag na smag, is om te sê, Here, dat ek van hierdie testament, hierdie nalatenskap wat sy in my lewe gelos het, nie sal verkwansel nie, maar dit gebruik om my te help om ook 'n ewige bankrekening bymekaar te maak. Want ek wil vir u sê dat al die dinge gaan verbygaan, maar elkeen van ons sal voor die Here gaan staan. En terwyl ek met die Here praat al laas week en ek redelik baie hartseer is en ek sê, Here, ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie, Here, dit is hartseer oomblik vir my, dit is hartseer want dit is naby aan die huis. En Here, ons het dit anders te gedink, ons het anders te gebid, ons het anders te geglo en ek is half hartseer. En die Here maak vir my 'n gesig oop terwyl ek in die kar ry. En in die aand kom die Here en hy maak vir my iets kosbaars oop. Romeine 6:23 sê dat die genadegawe van God is die ewige lewe. Nou die Engelse Bybel praat, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Die gawe, die geskenk. En die Here maak vir my 'n oomblik 'n gesig oop waar ek Jacqueline sien soos 'n tienermeisie. En sy kry 'n geskenk van die Here af wat hy aan haar beloof het toe sy haar hart vir die Here gegee het. En met opgewondenheid sien ek hierdie jong meisie besig om 'n geskenk oop te skeur wat deur God voorberei is en toegedra
daai is vir haar, this gift of eternal life, en daai laaste oomblikke, terwyl ons gesien het wat voor oë is. Ons het al die bed raak gesien, ons het die siekte raak gesien, maar sy het iets anders gesien wat ons nie kon sien nie. En in daardie laaste oomblikke kon sy hierdie persent wat God haar beloof het, die ewige lewe, oopskeer en oopbreek, en ek sien dit so in my gedagtes toe die Here het vir my wys dat sy so bly en opgewonde is in daardie oomblikke, soos 'n stout kind skeer sy hierdie persent oop en sy so bly, en in daai oomblikke weet ek net Here dat sy iets beters gekry wat ons nog na smag. Woord van die Here sê dat ons sug nog wat in hierdie tyd is. Maar sy het iets wat nie met hande gemaak is nie. Sy het iets wat God vir haar voorberei het, spesiaal vir haar. So ook het die Here vir elkeen van ons hierdie persent. En dit is vir ons se verlies, maar nie vir haar nie. Want dit is waarna elke kind van God smag, is om net eendag by die Here te kan wees. Dis my hartsbegeerte. Ja, ek wil ook nog tyd hê saam met my familie, maar as kind van die Here, as geeswese, as geesmens, dat jy die smagting om by die Here te kan wees. En dit is asof ek na die oomblikke ervaar dat sy so graag met elkeen van ons dit wil deel. Jy sê weet jy wat, julle moet nie hartseer wees nie, maar julle moet saam met my bly wees, want ek het my persent gekry by die Here. Ek het hierdie ewige lewe, hierdie huis wat nie met hande gemaak is nie, van die Here afgekry, en in daai oomblikke weet ek met Here, ek kan nie bekostig om dit te mis nie. Here, want ek wil ook hê wat sy het. Ek smag ook daarna. En ek het dit al op 'n vorige geleentheid gesê dat ons kyk na hierdie pandemie en hierdie siekte, en ek wil dit vanmôre verklaar dat COVID het nie haar lewe gesteel nie. God het vir haar die ewige lewe gegee. Die COVID sal nie die eer kry nie, want sy het geleef vir die Here, en sy het hierdie lewe uitgeleef, en by die Here ingeleef. Daar is nie 'n verlies nie, maar sy het die stryd gestry, en sy het die oorwinning behaal. En dis nie 'n verlies vir ons, want ons gaan haar mis. Ons gaan verlang. En die Here sê ons hoef nie te tree soos ander wat geen hoop het nie. Ons kan hoop hê, want ons weet dat sy leef. Sy leef met die Here. Die belangrikste is dat ek en jy na ons ewige bankrekening vandag ook sal kyk. En sê, Here, hoe lyk my banksaak? Here, hoe lyk my banksaak as ek vandag voor die troon van God gaan staan? Sal ek kan ingaan, soos wat sy kan ingegaan het. En ek wil vandag vir jy sê dat dit is vir my regtig baie hartseer in die vlees. My menswees, die vleesmens is hartseer. Maar my geesmens, rejoice, sal met daarvan sy juig en sy jubel voor die liefling van haar siel in die dag. Hierdie Jesus vir wie sy so lief het, staan sy dans voor hom, en sy juig voor hom. En ek wil vir julle sê, dan sal liedjie wat sê, soon and very soon, we are going to see our King. Ek en jy gaan ook daar uitkom. Ons gaan ook daar uitkom. Daar bo in die hemelse Kanaan ontmoet ons verseker mekaar. En dan sê die liedjie, as jy daar is, so ek daar kom, kyk uit vir my. Ek kom ook aan. En ek weet vandag dat God en Jacqueline het nie verloor nie. Gister terwyl ek met iemand praat oor die dood en oor hoe hierdie goed ons lewens raak, en hoe baie van ons vra het, omdat ons nie altyd dit verstaan nie. Kom dit uit in die gesprek het baie duidelik. Dit is dat elkeen van ons, soos op skool, besig is om vriende te maak op skool. Nie almal is in dieselfde standaard nie, of in die graad, ek raak die mekaar.
met hierdie grade as my kinders kom raak, ek is nog van standaards. Maar ons maak vriende op skool. Ons maak vriende op universiteit. Maar daar kom 'n dag wanneer jy jou finale eksamen skryf. En dan hulle wat saam met jou op skool is, nie noodwendig saam met jou weer die eksamen skryf en klaar maak nie. Hulle het dalk nog 'n jaar of 2 oor wat hulle moet skryf. En laasweek in die groot eksamensaal van die ewigheid kom die eksaminator van die eeue en hy gaan staan langs Jacqueline en hy sê vir haar, penne neer, het klaar eksamen geskryf. En sy kon gaan staan die grootste prysuitdeling van haar lewe vir die koning van die konings. Sy kan loon ontvang vir dit wat sy gedoen het. En ek eer die Here dat sy aan hom behoort het. Dat een ding is waarvoor ek dankbaar is dat die Here haar siel gered het. Dat een ding is waaroor ek dankbaar is dat haar naam geskryf is in die boek van die lewe. En ons vandag hier kan staan en saam met haar bly wees dat sy die wedloop volëindig het. En sy die prys kon behaal. Sy sê, 'n opgewonde dogtertjie, hierdie persent kan oopskeer en dit hare maak wat God vir haar spesiaal toegedraai het. En ek eer die Here vandag dat hy haar God is. Nie God was, want sy leef, dat hy haar God is. Ek eer die Here dat Jacqueline as miljonair in die Here hier uitgeleef het en by hom ingeleef het. Skatryk in die Here. Skatryk in die Here. Mag die Here jou en my help sodat ons bankrekening nie leeg sal wees wanneer dit ons tyd is. Mag die Here ons help om te besef dat op enige oomblik en op enige tyd kan die eksaminator van die eeue langs my kom staan en vir my sê, jy het klaar eksamen geskryf. Sit jou pen neer. Dan kan jy nie nog iets invul nie. Dan is daar nie nog 'n geleentheid om iets reg te maak nie. Dan is daar nie nog 'n geleentheid om iets te verander in hierdie vraestel nie. Daarom moet ek en jy weet terwyl ons 'n geleentheid het om te skryf in hierdie eksamenvraestel van die eeue, dat ons kan regmaak. En as daar een ding is wat ek weet dat Jacqueline se lewe juist dit was, dat sy nie oomblik laat verbygaan sonder om te doen wat die Here wou gehad het. Beteken dit dat sy nie foute gehad het nie? Nee, sy het, soos almal van ons, maar sy het geweet hoe om die vrug te dra wanneer die fout begaan is. Sy het geweet wat God van haar verwag om reg te maak terwyl sy 'n geleentheid gehad het. Alhoewel ek vandag wil glo dat sy 'n engeltjie was. Sy was baie spesiaal. Sy was 'n besonderse mens in die vlees. En sy leef. Prys die Here, sy leef. En ons kan saam met haar bly wees vandag. En saam met haar celebrate. En ons mag haar mis. Want ons is nog hier. Ons is nog in hierdie tentwoning. Ons mag na haar verlang, ons mag oor haar huil. Maar nie soos hulle wat geen hoop het nie. Kan saam met haar celebrate ook. En ek eer die Here vir wat hy in haar lewe gedoen het.
en deur haar lewe gedoen het. Mag die voetspore wat sy in ons lewens getrap het, ook ons help om voetspore so in ander se lewens te los. Voetspore wat na die kruis toe lei. Voetspore wat na Jesus toe lei. In alles wat ons doen. En ek vertrou vanmôre dat hierdie woord werklik jou net vir 'n oomblik sal kom bemoedig met die wete dat sy so opgewonde was. Ek het dit werklik waar in my hele geesmens beleef laasweek. Here vir my gewys het, sy spring op en af van blydskap om hierdie persent te kon oopmaak. En dit is so awesome, want ek het dit nog nooit so gesien, dat hierdie gawe soos 'n persent toegedraai is. En dit is asof die Here ook nie kon wag om dit vir haar te gee nie. En daar is 'n skrifgie wat baie moeilik is, baie keer seker om te verstaan in die vlees, wat sê, lieflik in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenoot. En dit klink kwaai as jy aan die kant staan. Maar God is net so in afwagting om sy dogter te kom vashou. Hy is net so opgewonde en ek eer die Here dat sy by die Here is in hierdie dag. Aan hom kom toe die lof en die eer en die dank en die aanbidding. En soos wat hy haar gedra het, weet ek sal hy elkeen van ons dra, totdat hy sal kom om ons te kom haal. Here, seën U met hierdie woord vandag, en ek weet dat die Here ons ook gaan help met ons hemelse bankrekening. Kom ons gaan staan, dan gaan ons die tweede gedeelte in ons blaadjie saam lees, saam sing die oorwinningslied. Gebore op die 21ste dag van die eerste maand in 1978, na hemelse tuiste op die 10de dag van die 8ste maand 2021. Die Here van alle lewe het vir ons die gawe van 'n liefdevolle eggenoot, 'n moeder en 'n vriendin geskenk. Herinnering aan haar sal altyd bly staan. Vir 43 jaar het sy voluit geleef, gewerk en gelag. Jacqueline se liefde het soos die eerste sonstrale van die dag almal laat hoop en almal laat glo in liefde. Haar stem het nou stil geraak toe God haar geroep en sy wil bekend maak. Ons wie agterbly sal berus dat dit God se wil was en dat hy haar afsterwe goedgekeur het. Ons treur nie sonder hoop nie. Ons verheug ons in die gedagte dat ons eendag weer saam sal wees. Met liefde en verlange jou gesin. Jy kan die sitplek neem, dan gaan ons na die bedankingsgang wat Gerald de Blanche dan vir ons sal doen. Familie, vriende, ek lees graag ons die Hildeblyk. Jacqueline Viljoen Nooyens van Blauw, gebore 21 Januarie 1978, oorlede 10 Augustus 2021. Sodra ons besef waar ons almal in mekaar is,
Miskien daar 'n pyn dra mens, en die klop in my keel word net groter. Dinsdag was die laaste. Uit die kring van ons ketting is 'n kosbare skakel geneem, met Jacqueline se skielike afsterwe. Jacqueline is gebore in Keetmanshoop, Namibië. Sy is die derde kind van 4. En dan van 1 jaar het die gesin na Suid-Afrika verhuis en sy het in Leiburg groot geword. Sy het voltooi haar skoolloopbaan aan die Hoërskool Leiburg. Dit is ook hier waar sy vir Jaco, wat 'n landboustudent was, ontmoet het. Ek onthou die dag van hulle troue so goed. Dit was 5 Julie 1997 in die Einste Kerk het hulle beloftes aan mekaar afgelê. Jacqueline het warmte, haar lag en die lewe met almal gedeel. Sy was uniek, sy was spesiaal. Sy het al die ander behoeftes vir haar eie gestel, haar hart was groot. Sy was altyd reg om haar dinge op sy te skryf, vir sy met anders kon help. Jacqueline, jou heengaan word diep betreur, maar ons is dankbaar vir jou tyd met ons. Jy het werklik al wat jy ontmoet het, sy lewensryker gemaak. Sy was 'n mamma tuis, want kinders rondry het sy geken. Netbal, fietsry, dans, drama, dalk meer drama as iets anders, ek spot. Noem dit, en jy sal altyd daar kry. Ek dink, as die kilometers wat sy afgelê het mekaar tel, het sy verseker al reg rondom Afrika gery. Reinhard en Janine, julle was verseker haar trots. Sy is Jaco se regter en linkerhand. In sy hart en sy geheue sal Jaco jou altyd lief hê. As jy onthou as een van God se kosbaarste besittings aan hom. Jacqueline, jou liggie is gedoof hier op aarde. Maar as die seën en verlange te veel word, sal ons opkyk na die helderste ster wat vir ons knipoog en weet dit is jy. Jaco, Reinhard en Janine, ek dink as sy vir julle 'n boodskap kon stuur, soos hy die volgende aan julle sê. As môre sonder my begin, moet jy dink aan my as ver weg. Want elke keer wat jy aan my dink, sal ek by jou wees, in jou hart pas geheg. Ons gaan dit jou verlang, en sy nooit vergeet. Christus, jy Jacqueline. Pragtige woorde. As ek het gesê, dan eindig gaan ek uit skool. Nou vriende, ek moet dadelijk ook die bedankings doen. As die regisseur pastoor, die bedankings doen. Daar is 5 dinge wat ek so verloop my dag saamgevat het. 5 woorde. Die een is gom, as hulle kom daar by die graf. Die tweede een is saai, die saad is gesaai. Die derde een, die lieflike geur van Christus. Die vierde een, miljonair Christus. Dis ongelooflik mooi. Die 5de, die prys van die ewige lewe. Dis hoe ons hier is. Ek so word van bedankings toe, baie gewonder, waar doen ons bedankings? En hierdie 5 dinge wat besef, hoe goed die Here ons was, of ons hierdie 5 dinge te los. Jacqueline, het die ewige lewe, fantasties, maar sy los ons die gom, die saad, die miljonair wees, die prys van die ewige lewe waar ons toe kan streef. En dis wat ons moet dankie sê vandag, dat die Here ons gelos het deur Jacqueline. En die ander dank is die pragtige mense wat hier sit, want ons moet mekaar dra, ons dra mekaar vorentoe, ons is hier vir mekaar. En dis wat ons dankie sê. So Jacqueline, jy het ons die 5 dinge gelos, ons gaan daarin vashou. En ek sê altyd, sy het uit van my vlouggrappies gelag, soos ek vlouggrappie maak, jy lag nie, ek sal verstaan, want sy gaan lekker lag. So aan die familie, pa plaatjie, ouma en ma plaatjie, oupa en pa Erkie, opa Chris, ouma Rit, Christo, Helena, Kerdijn en Johan, die ongelooflike ondersteuning wat die gesin gekry het van hulle familie. Het is ongelooflik om te sien, dat die wil om aan te hou leef ongeag die hartseer. Dan ook Christo, die feit dat jy aangegaan het met die plaas,
ongeag die hartseer en die pyn, om vir Jaco kans te gee, sy dinge uit te sorteer, ware broederliefde. Dan dankie aan pastoor Duisel en pastoor Hanekom vir die pragtige woorde by die graf, asook in die kerk vandag. So ek sê, daai 5 dinge gaan my vir altyd bybly, vir altyd. En dit is so mooi wat ek kan sien, kan ervaar hier tussen ons. Dan ook die afgelope 3 weke, verskyn my, het Jaco, Reinhard en Jaline was so oorweldig deur boodskappe, ondersteuning, WhatsApp groeps. Wat gebeur is, een stuur 'n boodskap toe. Daai boodskap gaan die volgende groep toe. Daai groep gaan die volgende groep toe. Hier goed wat die Kaap en die Klerksdorp gaan draai. So dankie vir al daai boodskappe. En ook spesifiek vir Shane Louis Snyman, asook aan hierdie Michelle van der Merwe, vir addisionele geestelike ondersteuning. Dan die gemeenskap van Leidenburg. Wat 'n ongelooflike dorp. En die familie en vriende, ek sien baie van die familie en vriende hierso by die pad saam gestap het, ook vanaf sy hospitaal gekom het, tot by afsterwe. Dan ook aan die hoër die laerskool, soveel mooi woorde, soveel mooi boodskappe, dit wys ook net wat sy diep spore Jaline en Reinhard die skole gestap het, vir al wat die ondersteuning die skool vergegee het, ons soek hulle baie dankie. Dan jou lief, ons almal ken vir lief, hy het geskil om te help. Sy kaart gespring, sommer dieselfde dag, en hy het vir Jaco gehelp die woensdagmiddag, die hospitaal toegevat, help dinge uitsorteer, hy het hom vinnig teruggebring, en hy het nog die volgende dag, of hy het nog deurgerei om ook die beatrifikaat te gaan haal, en so hy voortgespring en begin reël in die begrafenis. Dit was 5 dinge, gom, wat sy gesaai het, en waarvan ons na uitsien, is ongelooflik. Dan ook Kalinka, dan weet jy en Brenna daar is vir die kinders, dinsdagmiddag, die volgehou ondersteuning. Het kon nie maklik gewees het om daar in te stap, en dan vriendin en ma se plek te vir vol staan nie, maar baie dankie daarvoor. Dan ook aan die Kassim familie, vir die aandete die dinsdag aand, ook nie geskroom om dadelik iets te stuur nie. En ons almal ken vir Listerine, daar in die kombuis. Ja, ek onderkom, hoekom het ons 'n breinerig, want sy is so normaal. Nee, ek stot so. So Listerine het net aangehou gee, aangehou help, ongeag die omstandighede. Ek dink sy het vir Brenna gesê, dat sy so graag hier wou wees, maar sy moet alles reggemaak by die huis. So dankie ook graag daar aanwesigheid. Dan dankie aan mediese span van Midmet, hospitaal, waar Jacqueline haar laaste dae spandeer het. Dan ook aan Dr. Aubrey en Dr. Dani, wat geheel gaan inloer het, namens ou Jaco. Ons weet is van moeilik om te gaan ingaan daar en dinge te doen, en toch dat hulle heel dit gaan bywoon en gaan kyk, en vir Jaco baie goeie inligting gegee, ondersteuning gegee. Dan ook dankie aan Dr. Van Heerden, die tyd wat hy spandeer het en gehelp het. Dan ook aan die Terbaans niemand kinders, ondersteuning vir ou Reinhard en Jaline. Is allemaal baie goeie maats en baie goeie vriende. Wat ek eintlik Reinhard en Effie is broers, dan is op die eeuwe grappies. En dan Lise, baie dankie. Die vir Reinhard dra. In die moeilike tyd. Na die prachtige begrafenisbriefie, wat vir Brenna en Danica op mekaar gesit het, het lyk regtig baie mooi, en ons op ewig by ons kan hou, om hierop kan gaan. Dan Johan, vir die skyfie vertoning, baie mooi, prachtige musiek, als so by mekaar gepas, en die dag so mooi begin, en die dag baie mooi afsluit. Dan Jan en Almie van Martin's Funerals, ongelooflik. Dis nie ek is begrafenis wat ek bywoon waar betrokke is nie, en hulle maak die dag net so meer spesiaal, kalm, rustig en ondersteuning is regtig ongelooflik wat hulle baie dankie. Dan Eel en Liesel wat van ver af gekom het, van die Kaap af, dit wys net hoe baie Jacqueline vir mense beteken het. Dan Jacobus en Philip, ek dink jy nog as jy kan ontmoet, maar jy het 'n storie om te vertel nie. Dat julle hier as jy uitgekom het, is regtig die Here se genade. Hulle het al, ek dink donderdag begin ry, en eers weet nie wanneer die aangekom, die kar het gebreek, Botswana vasgesit, so
baie dankie dat julle hier is. En ek dink dit is so lekker om 'n familie hier saam te hê. So 'n pragtige foto gesien van julle hele familie. Ek dink dit is 'n voorreg vir haar om julle hier saam te hê. Dan die PBK, die gebou in die Oraliste. Dis nooit maklik vir 'n pastoor en vir 'n oraliste om seker dinge te hanteer nie, maar tog is dit so mooi om die boodskap so mooi en duidelik te hoor. Dan Jacqueline ons lief vir elkeen van ons. En as dit nie vir die omstandighede in die lockdown en al die dinge was nie, sou ons die stadsaal moes hier. Anders sou die heeltemal te veel mense gewees het. So baie dankie vir ieder en elk, vir die bydraes, vir die ongelukkige ondersteuning. En Jaco, ons is hier vir julle, Jaco, Jardien, Rein, Elise, 'n deel van die familie sien ek. Ons almal is hier vir julle. En dan ook vir die wat hartseer is, ons kan saam huil, maar ons kan saam lag, want ons het nou hard lag. Ons moet haar lag deel, ons moet ander flou grappies maak, dat sy nog lekkerder kan lag. Dankie almal. Daar is nie enige verrigtinge na die diens nie as gevolg van die COVID-regulasies. So ja, pastoor, ek wil iets nog verder sê. Kom ons gaan staan, dan gaan ons die troon van die Here nader. Hemelse Vader, dankie dat U vandag deel was van hierdie dag en steeds deel sal wees verder deur hierdie dag. Here, my gebed is dat U in hierdie oomblikke met elkeen van ons sal verder gaan. Here, dat U hierdie tyd wat voorlê vir hierdie gesin en vir die familie, vriende, ook sal deurdra en sal versterk, sal vertroos en sal voorsien. Here, dat U die vensters van die hemel bokant hulle sal oopmaak in alles wat hulle nodig het. Here, ek vra ook dat U elkeen wat op die pad sal wees, sal beskerm. Ons pleit elke voertuig onder die bloed van die Here en ons vra die hand van bewaring oor elkeen, ook hulle wat moet ver teruggaan. Here, dat U hulle veilig sal terugbring na elkeen se bestemming toe. Aan U kom die lof en eer en dank en aanbidding dat ons hierdie dag met U ook kon deel. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, die Here seën U en U dan ons is daar vir julle na die tyd.